the path to. Goeiedag en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is ons program Mosaïek. Ons word opgeneem deur Kruiskyk, vir wie ons baie dankbaar is, die TV, en ons saai uit van Boerein uit die biblioteek. So ons het werklik weer vandag het ek 'n pragtige jong man hier by my. Nou ek self het 2 seuns, so ek is nogal baie lief vir jong manne. Vir alles hulle vir Jesus Christus ken. Nou, as hulle nie ken nie, dan praat ek met hulle, hoor. Kom ek lees gou vir jou uit Tessalonisense 2. Die Bybel sê vers 19. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap. Die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met Jesus se wederkoms voor hom sal verskyn. O, trots op ons werk. Elke ou dingetjie wat ons doen ons asof vir hom. So asof hy kyk, asof hy luister, asof hy daar is. Ons kan niks doen sonder hom nie. So mag hierdie ou versie vir jou deur die week dra. En onthou net, ons is daar, ons is sy kindertjies, ons is sy skape. Hy lei ons elke dag, hy gee vir ons wyding, hy stap voor ons, maar hy stap ook agter ons, waar ons hom ook al nodig het. So vandag het ek 'n voorreg, soos ek gesê het, om met 'n jong man te praat, Janas Leeuwner. Janas Leeuwner. Nou ek gaan vir jou vra wat ek nou net vir jou gevra het. Is die Leeuwner Suid-Afrikaans? Kom julle van ander land, soos almal van ons maar kom? Nee, ons is Suid-Afrikaans, ja. Okay. Ja. Baie welkom by ons. Janas, sê vir ons, waar is jy gebore, groot geword? Ek is in Stellenbosch gebore, my pa teologie gestudeer in Stellenbosch. En ek weet nie of u Stellenbosch ken nie, daar waar die ou dorpshuis sit. Ons op 'n stadium met ons gebly, ons is 3 seuns, en ons al 3 studente babas, terwyl my pa en my maat albei gestudeer op Stellenbosch. En op 'n stadium het ons in die dorpshuis gebly. Hy was nou 'n hy's 'n hotel nou. Ja. Dit was aan die Boord, ja. En ja, so ek kom van Stellenbosch. Groot geword skool gegaan. Ek het nie groot geword daar nie. My pa was 'n predikant, so ons het heel wat getrek. Sy eerste gemeente was gewees Albertinia. En toe het ons getrek na Beaufort West toe, van Beaufort West het ons na Walvis Bay, en Walvis Bay na Windhoek West. En ons laaste gemeente was gewees Postelsburg gewees in Noord-Kaap, ja. Wonderlik. Janus, om 'n predikant se kind te wees, dis 'n ander storie, nee, ek kan my indink. So jy het in die huis groot geword waar Jesus Christus geken is, gedien is, geëer is. Maar was daar 'n dag wat jy oopgemaak het vir die Heilige Gees? Ja, ek het ons het altyd langs die kerk gebly, so my ma was altyd met die kinderkraans besig, en my pa was altyd met die kerk besig gewees. En as ek altyd gestudeer het vir my eksamens, het ek sommer in die pastorie gaan sit, is lekker stil en gaan studeer daar. 'n bietjie weggekruip vir die gemeente. 'n bietjie weggekruip daar, ja. En so hulle was maar altyd besig daarmee gewees. Ek het by hart vir die Here geweet toe ek 16 was. Dit was in Walvis Bay gewees, in my pa se spreekkamer, kantoor gewees. Hy het ons maar 'n kantoor by die huis gehad, by die pastorie, ja. So ek was 16 jaar oud gewees, ja. En dan vanaf het jou pad begin, jou intense verhouding met die Here Jesus. Ek sal nie so, ek het die normale dinge doen wat 'n Christen doen, kerk toe gegaan, maar ek het nie betrokke geraak met die Here se dinge nie. Ek het die afgelope 29 jaar het ek het gaan studeer in Pretoria, en toe het ek begin werk. En ek het groot winkels bestuur, retail winkels. Ek het vir prokureurs gewerk. Ek het nou die dag getel, ek het 30 keer in my lewe getrek. En daar was altyd iets wat vir my te kort was. En dit was in 2013 gewees, toe ek vir prokureurs gewerk in die Kaap. Ek was hulle
operasionele bestuurder gewees en ek het deel van my werk was gewees om werk op hulle plaas te doen is tussen Calvinia en Brandvlei. En daar het die Here die eerste keer vir my duidelik gesê dat ek moet vir hom vir die koninkryk werk. Wow. En ek het begin om Bybels te versprei in die Kaap. Onder andere Delft het ek mee begin. Ek het nog steeds met my werk aangegaan. Daar was 'n dametjie wat altyd skoonmaak, dametjie wat altyd skoon gemaak in die prokureurskantore. En sy was 'n groot Christen gewees. En ek en sy het saamgewerk en ons het begin Bybels versprei. Wow. In die Kaap, ja. Ja. Janus, en toe begin jy werk soos jy nou gesê het en jou pad het met die Here Jesus begin. Toe kom jy roeping. Wat het gemaak, jy het so bietjie nou daarvan gesê, wat het gemaak dat jy, vertel vir ons nou, wat doen jy nou? Ek wil dit nou nie sê nie, vertel jy vir die mense. Toe ons later nou van die prokureurs, het ons getrek Kleinmond toe, en dit was 2022. Toe die Here vir my visie gegee, dat ek sal van verskillende kerke al werk, in die veld in werk. Sendingwerk doen vir die Here. En ek het toe 32 bladsye voorlegging opgetrek vir kerke. Dit kom alles van die Here af. En ek het toe begin met kerke begin praat oor ek wil 'n kantoor hê, 'n sendingskantoor hê want ek het nou baie verskillende kerke gegaan en ek het sien daar's nie genoeg. Jy kan maar sê disippels in die veld nie. En ek wil dit laat die mense besef ons moet uitgaan en in die veld werk. As jy sendeling is jy nie nodig om oor see te gaan nie. Ons het genoeg werk om ons. En toe het ek verhuis na Kaapstad toe en ek het nog steeds met kerke gepraat oor my visie en ek het gebid vir die Here, gevra, hy moet vir my deur oopmaak, hier is ek, vat my waar jy my nodig het. Gebruik my. Ja, en hy toe het die deur oopgegaan by Biblia. Biblia Nasionaal, daar is toe 'n pos oop in die Weskus, Biblia Weskus, en ek het toe die pos gekry om die hele Weskus te ontwikkel. Want Biblia Nasionaal is eintlik net vir die porte, vir die kommersiële hawens in Suid-Afrika, dus soos Durban, en dit is Port Elizabeth, Kuga en Kaapstad en dan Saldanha. En soos ek sê, bestaan al die jare al, ek dink van 1942 af al. En daar toe nou, die Here toe my die deur opgemaak, en hy het toe die hele Weskus vir my gegee, nie net Saldanha nie, maar hy het toe gesê, ons beweeg uit na die kleiner visserhawens soos Paternoster en St. Helena en Saldanha se visserhawens, so nie net die port nie. So dis wat ek nou vir 'n jaar doen nou, huidig ja. Maar jy gaan ook uit op die bote? Of werk jy net in die hawe? Nee, ek gaan, soos ek moes nou ek het nou het opgedeelde area, soos Saldanha area het ons nou na die visser area toe gegaan, kyk daar is die groot bote wat kom, dis die Transnet Port, maar ek is nou toe met die vissers nou besig. En daar by seehawens is daar 'n jetty daar, so ek het verskillende jetties opgedeel. En dan gebruik ons Google Maps, ons pinpoint die areas, bedieningspunte, ons benoem dit bedieningspunte. So ek het in Saldanha begin, ek het oor die 20 bedieningspunte daar wat ek nou al geplot het en waar ek begin werk het nou al. Wow. So ek is nou in St. Helena op die oomblik, want daar is Saldanha toe ek Paternoster toe, maar Paternoster is weer anderste, want Paternoster vang hulle kreef en snoek, as jy kry jou klein snoekbootjies daar en die kreefbootjies daar, maar by Saldanha het jy die groot visstreilers wat jy daar kry. So elke dorp is anderste. En ek is nou in St. Helena op die oomblik. Ek het nou al 51 bedieningspunte wat ek nou al. Alle wêreld. So raak nou, ek begin nou vrywilligers te kry om te help. Het raak nou besig. Het raak besig. Vertel vir ons soos 'n dag in jou lewe. Ek sal die oggend opstaan. In die begin, vir die jare het ek nou meer aan my netwerke gebou, want jy kan nie in die sendingveld, ek kry maar 'n klein bedragie van die kerke af, hulle is soos maar collectors wat hulle opneem en so aan, en dan van hoofkantoor, Biblia Nasionaal kry ek ook 'n klein bedragie, maar verder moet ek by self support reis. So ek het vir die jaar baie gewerk aan verhoudinge, ek moes my kantore kry in sekere areas, maar ek kan nie elke in 'n koffiewinkel sit as ek net wifi nodig het.
En so die kerke, ek het nou 9 kerke, 9 kantore nou. So in elke area, die kerk is baie behulpsaam. Ek het vir my werkspasie gegee en vir my wifi, ja. So ek het daai kantore vir my reg gekry, so as ek in 'n area is, ek werk van die kerke af, want ek is in die kerk af in die Here se huis, en dan reik ek uit na my area toe. Maar nou is ek dan dat ek meer in die veld kan werk, want die bedieningspunte is geïdentifiseer, nou moet ek hulle begin bedien. Soos ek het nou verlede week het ek uitgereik na Paternoster toe. So ek sal die oggend, ek het gesien die son kom so 5:07 op. Nou die vissermanne met hulle klein bootjies is al daar van 5 uur af. Ek glo. En dan, maar toe ek nou daar aankom, toe het ek gesien, maar vir 2 ure gaan die weer goed wees. En dan so na 2 ure, dan gaan daar nou 'n windjie opkom, en dan weet ek, dan gaan die ouens nie baie lank op die see, want dan begin ons op so klein bootjies. En toe het ek afbeweeg na die strand in die hoofstrand daar, en so het die ouens nou ingekom, en nou, hoe hulle normaal, hulle het 'n ou met 'n 4x4, hy het 'n 4x4 en die ander het 'n bootjie. So hy vra die ou met die 4x4 om sy bootjie te bring, hy betaal hom nou 'n X bedrag. Dan gaan hulle uit, en as hulle terugkom, dan het hulle hierdie verkoopsmannetjies, hulle gooi die kreef in 'n sak, en hy hardloop na die laaste hoek toe, en hy verkoop het daar teen die pad. Maar dit gee vir my geleer om onder hulle almal te werk, om onder die vissermanne te werk. Ek het maar gewoonlik 'n hoed, as ek nou so uitreik, dat ek nou hierdie Jesus hoed dat ek wil opsit, daar staan nie so nou decline en dan accept. Okay. En dan vra my, maar wat so hoed is hierdie? Ek sê, soos jy self voor, ek sê, as jy nou accept, vir Jesus sê, dan gaan jy hemel toe. En die rooi is, as jy om decline, dan gaan jy hel toe. Sê jy self van dood. Ja. So dan sit ek nou maar hier hoedjie op, en loop my hoedjie op, en so dan begin ek nou maar met die manne gesels, oor hoe ver gaan hulle uit, en hulle sê, dan gaan net 10 nautieke miles uit, want dan mag jy dieper as in oog gaan, want dan kan hulle nie meer die land sien nie. Hulle moet die land in oog hou. Dis interessant. En dan begin ek met hulle deel, as hulle hoor, jy's 'n sendeling, of jy's 'n chaplain, 'n kapelaan, dan kom het sommer van self van hulle, en dan as hulle nou Bybels nodig het, ons verskaf Bybels, dit is maar meestal Afrikaans, daar ek werk meestal maar onder die kleerlinge, en dan kyk ek nou maar, soos op Paternoster, dat ek nou 'n goeie punt om te begin, is maak kontak met jou ou vissermanne. Toe het 2 ou vissermanne gekry daar, so hulle is al 30 jaar dat hulle al vis vang daar. En hulle het gesê, ek wil ook 'n koffie drink. So ek begin by hulle, nou wil ek nou 'n aand vir al die vissermanne nooi, of hulle moet die vissermanne nooi, hulle vriende, en dan wil ek nou, ons het nog baie klere gekry van die kerke af. Kyk, die mense kry baie swaar van hulle. Tuurlik. En dan wil ons lekker skoene gekry, wil ons nou skoene uitdeel, en ons het nou ook 'n Bybelstudie hou daar, en ek wil Bybels daar hê, en dan begin connect met hulle gewoond raak aan my. So dis op Paternoster se geval. Die ene oggend het ek uitgegaan, was vroeg geweest, daar's 'n draaidok, dis waar 'n droë dok, dis waar die bote regmaak. So daar's elke dag is daar verskillende kontrakteurs wat daar is, want die lot verf die bote en die lot swys. Okay. So ek werk onder die kontrakteur self ook daar. En toe ek uit die oggend daar, maar voor ek my kar uitklim, vra ek die Heilige Gees om my te lei, want ek weet nie wat om te verwag nie. En maak my pad gelyk. En as ek uitklim daar, so elke keer sien ek hoe werk die Heilige Gees. Hy maak dit my deure oop, hy connect my met mense. So daai dag het ek nou sien, daar klomp groepies wat daar gesit het, en daar's die, in Blouwatersbaai is daar 'n mosselplaas, so daar's 3 bote wat uitgaan, ek ken al die kapteine, want jy moet met die kapteine, moet jy ook 'n goeie verhouding bou, want jy wil hulle mense op die boot werk, jy moet met hulle praat. Goeie verhouding. Ja, goeie verhouding, ja. En toe het ek nou met die ouetjies begin praat, want die een ouetjie wou sê, hy het 'n Bybel nodig, en toe het ons na my kar toe gestap, en toe ek weer omkyk, toe staan na seker 20 mense daar, en hulle is regtig honger vir die woord van die Here, ja. So ek wil hoop bring vir hulle, dat daar 'n hemel is waarheen ons eendag gaan. Nie eendag, dit kan vandag wees, en ons moet reg wees daarvoor. Dit maak nie saak waar jy bly nie,
of jy nou klein kamertjie bly nie, maar dis nie vir ewig nie, dis net vir tydelik, ja. Ja, tydelik. Tot ons hemel toe gaan. En ja, dis die hoop wat ek vir hulle bring, ja. Is daar, kan jy praat van suksesverhale? Is daar wat terugkom na jou toe en sê, ek het Jesus aangeneem, laat julle die Sondagsgebed doen? Ja, kyk, daar was een geval gewees, ek was weer by die, of daar was 'n geval gewees, ek was weer by die Droodok gewees, en ek het so klein pamfletjie wat het sê, True Story for Africa. Nou, dit is gelink met 'n app, ek gebruik nou maar die Engelse terme, met 'n app, al die Suid-Afrikaanse tale is daarop, so as jy nou Khoza, as dan klik ek Khoza daarop, en dan sit hy sy naam in op die volgende blad, en dan praat hierdie app praat eintlik met hom, want sy naam is die hele tyd daar, maar die app lei jou ook na Jesus toe. En so al wat ek op die pamfletjie is 'n True Story for Africa, en dat ek 'n bootjie onderaan, en so dat ek dit begin uitdeel vir die manne, en toe ek op die kaai so afgestap, en het was so mistig geweest, en toe ek so omdraai, toe sien ek die twee figure so in die mis, en toe kom, ek noem nou al name, Andre en Louwelen kom toe na my toe gestap, en hulle sê, maar hulle het nie die pamfletjies gekry nie, moet vir hulle ook enetjie gee. En ek gee hulle elkeen een, en hulle is toe weg daar. En daai volgende oggend was 20:06 geweest, toe kry ek 'n WhatsApp van Andre af. Toe sê hy sy hart vir die Here gegee. En van toe af het ek hom weer gesien, daai tyd, hy soek nou 'n Bybel, ek moet nog vir hom 'n Afrikaanse Bybel gee. En ek het 'n WhatsApp groep wat gelink is met ek het 'n vissermanne WhatsApp groep en dan ek die True Story WhatsApp groep. Want die True Story is nie net vissermanne nie, want my bediening oral waar ek 'n geleentheid sien, gebruik ek maar my om die kans, die geleentheid, ja. Soos die vragmotors by die ingang van Saldanha, daar's honderde wat die ICR's bring van Kuruman af. Ja. Ek doen 'n bediening daar by hulle ook, ja. Maar ja, nee, ek is sukses. En dan van hulle vat ek na saam my kerk toe. Hulle vra my of ek kerk toe gaan, dan vra ek om saam met te ry kerk toe, ja. En die kerk is in Saldanha Bay? Ja, kyk as jy kyk, daar's verskillende kerke, nou maar hang ook af wat se kerk hulle is. Ons het 'n Engelse kerk in Vredenburg. Okay. Ek weet nie of ek nou kan kerkname noem nie. Ja. Daar is Vineyard, West Coast Vineyard Church. My vrou is Engels, en ons gaan gewoonlik na daai kerk omdat sy Engels is. En dan, ek is elke tweede Sondag ek by 'n ander kerk, want ek doen praatjies daar. Yes. En ek bou maar laat mense meer weet wat ons doen. En mense sien jy varieer, jy sien net vasgevang in ja. die nominasie nie. Maar net hoe die Here en die Heilige Gees werk, is dat my eerste praatjie, kyk, ek het nie teologie gestudeer nie, en ek werk 100%, ek glo in die Here 100%. En daar was 'n stadium gewees dat, toe die Here my nou geroep het van die Kaap af, waar gaan ek bly? Toe is my vrou Kleinmond toe, al mense bly in Kleinmond, en toe ek 100% die Here vertrou, toe ek my kar verkoop, om genoeg geld bymekaar te maak, om in die skuif te kan maak. En ons meubels word in Atlantis is gestoor, en voordat ek my kar verkoop het, toe het Tannie Klaar vir my kar gegee in Vredenburg. Dit is soos die Here werk, vir Biblia. Dis goed. En ek het my kar verkoop, alles het net so begin plek geval. En toe het ek op 'n plaas gaan bly, naby Saldanha, daar by die poort ingang. My vrou het eers op Kleinmond gebly, en so die Here, in die jaar, het die Here vir my ontsettend baie gedoen. Hy het my deure oopgemaak. Ek geweet waar die geld vandaan gaan kom, maar hy voorsien nog elke week voorsien hy nog vir my vrou. That's our God. Ja. That's our God. Sê vir my, kindertjies. Precies. Kinders, sien jy hulle, betrek jy hulle, kom hulle saam met papa op die boot? Ja, nee, kyk, ek sien glad nie, ek sien baie min kinders. Okay. Maar ek kom, dis waar ek my vrou sy is van Zimbabwe af. Sy is skool gegee vir 30 jaar. So dis waar ek haar wil inbring,
Dat ons gaan kyk of ons met 'n kinderprogram kan begin vir die kindertjies, ja. Ja, dit bly maar vir my, ek meen ek is so 'n sending van beroep, ek het ook teologie geswat, ek het alles gedoen deur die Here se genade en wat ek my hande op kon lê, my man het my altyd release, vir my gebid, vir my betaal, vir my gaan haal, en maar kindertjies is vir my baie belangrik, want hulle is nie net ons toekoms nie, hulle is ons kos, hulle is ons saad, hulle moet vorentoe gaan. Nee, ons gaan definitief, as ek kyk, ek het so baie bedieningspunte, dat ek moet besluit, waar gaan ek die grootste impak hê? So dan moet ek nou begin surf daar, waar die grootste impak, en tot ek genoeg vrywilligers het, wat my gaan help. Ek het al 'n vrywilliger gekry vir Langebaan en vir Saldanha, en dan kan ek om meer aandag gee in die ander punte, maar my hele idee is, om die kinders, om groot aandag te gee aan die kinders, en daar gaan my vrou help, want sy is so by 30 jaar, sy het die kleinkindertjies gewerk. Sy ken van. En sy kan help. Sy ken van. En jy weet, dit sal so wonderlik wees, ek moet nou 'n bietjie net daarop, om vissers se kinders, dit klink mooi. Visserkindertjies. Om hulle betrokke te kry, want hulle kan, uit die impak wat 'n kind in 'n huishouding het, ons gewoonlik onderskat ons dit, maar ons moet dit nooit onderskat nie, want net daai klein dingetjie wat 'n kind sê, laat 'n pappa of 'n mamma 'n bietjie verder dink as net vandag. Ja, kyk, daar is heel wat werk daar, ek doen beradingswerk ook, by die hospitaal in Vredenburg. Daar is, as ek dit doen by, sê maar Paternof of Sinelena, dan is daar 'n predikant wat saam my werk en so. So, die groot trouwers, vistrouwers, hulle gaan tot 29 dae gaan hulle uit. En dan is die pa nie by die huisie vir 29 dae. Dan kom hy vir 'n paar dae terug by die huisie, hy's moeg, en dan gee nie genoeg aandag aan die kind, en dan is hy weer uit op die see. So daar is, hulle het regtig hulp nodig daar by die huisie, Wil jy in jou kamer, kyk, ons het so 1 minuut oor, ons kan hier so lekker, dit gaan die tyd so vinnig verby. Wil jy in jou kamer kyk, dan bemoedig jy mense. Konsentreer op vissers, konsentreer op mense, vissers van mense, en doen dit gerus. Ja, wat vir my die laaste tyd, of nie die laaste tyd nie, wat baie van ons Christene vergeet, is dat die Here het aan elke Christen die groot opdrag gegee, die Great Commission, is dat ons moet uitgaan en ons moet werk in die veld. En daar is te min mense in die veld. Dat is dat ons moet almal moet werk daaraan, om uit te gaan. Dit is nie genoeg om net kerk toe te gaan en dan weer huis toe te gaan nie. Ons moet in die veld gaan werk. En dit is een van die grootste opdragte van die Here. Amen. Ja, dit is so waar wat jy sê. Ons is nie net gered om by die huis te sit en goeiemôre, goeienag nie. Ons is geroep om vissers van mense te maak, wees. Altyd en altyd. Ja, as hulle my vra wat ek doen, dan sê ek vang hulle en Jesus was hulle skoon. Amen. Amen. Baie dankie vir jou gesels, Janus. Dit was werklik lekker. En ek dank my liewe Vader daarvoor. En ek glo, ek wil vir julle sê, leiers in die kerk, nooi vir Janus om met jou te kom gesels. Ons kan nooit genoeg die woord van Jesus op verskillende maniere uitbring, nee. Nooi om dat hy met jou kom gesels, waar jy ook al is, Somerset Wes, verder in die Weskaap, boontoe, ondertoe, Suidwes, Oos, Noord, nooi om met julle te kom praat. Sy kontaknommer is onder op die skerm, laat hy met julle kom praat en kom ons wees almal vissers van mense. Soos wat jy hom nooi, so is jy 'n visser, nie net daar op die strand waar hy werk, fisies werk by die hawe nie, maar ook in jou gemeente, in jou huis, waar jy ook al beweeg. Van Janus, van myself tot volgende week. Shalom.
the path to